Ons is nou nog besig om te kyk na die konings van die volk van Israel. Nou die eerste koning was koning Saul gewees en jy lees sy storie in 1 Samuel. Na hom was koning Dawid gewees en jy lees sy storie in 2 Samuel. En toe die laaste koning wat ons nog gekyk het was koning Salomo en ons lees sy storie in 1 Konings. Maar toe daarna het ons gou gestop en net na die boeke van Spreuke, Prediker en Hooglied gaan kyk, want dit is die boeke wat geskryf was deur Salomo. Nou gedurende Salomo se tydperk het ons gesien dat hy die tempel van God gebou en dan is ons net so vinnige opsomming van waaroor Salomo se lewe gegaan het. Byvoorbeeld die koningin van Skeba wat hom toe gekom het om te kom kyk of dit wat sy van hom gehoor het werklik die waarheid is. Maar ons het gesien hier op die einde was Salomo se ondergang al sy vroue wat hy geneem het, veral vroue uit ander volke wat God gesê het hy mag nie. En toe as gevolg van dit het God gesê dat die volk van Israel gaan split. So koning Saul was vir 40 jaar koning, koning Dawid was ook vir 40 jaar koning en dan Salomo was ook vir 40 jaar koning gewees. So nou staan ons by die divided kingdom. Nou ons is nog steeds besig met die boek van 1 Konings en dan gaan ons sien dat daar was in die noorde 7 konings in die boek van 1 Konings en in die suide was daar 4 konings gewees. So ons gaan nou na daai 7, 8, 19, 11 konings kyk, maar dit gaan oor 'n tydperk van 3 lessies wees. Okay, so hier begin ons. Rehoboam, laat ek dit gou vir julle verduidelik, ek het hom so uiteengesit, dat julle kan sien dat die volk het nou in 2 gesplit, so die boonste helfte van die bladsy gaan oor die noorde, en hulle staan bekend as Israel, en dan die onderste gedeelte gaan oor die suide, en hulle staan dan bekend as Juda. So onthou nou, Saul, Dawid en Salomo was koning oor die hele Israel gewees, maar nou sien ons, hier split die volk dan. So Rehoboam, Salomo se seun, is nou veronderstel om koning te word. Ons het gesien in die vorige les, dat oordat Salomo nie gedoen het wat reg was in God se oë nie, het God gesê sy koningskap gaan nie ten volle oorgaan na sy seuns toe nie. So toe het ek daar so 'n blokkie ingesit met 'n nommertjie 1 in. Nou julle sal sien in hierdie boeke, daar is vreeslik baie profesieë, en ek sit dit in geel, en dan elke keer waar dit tot vervulling kom, dan sit ek hom in groen, julle gaan sien. En waar het ons hierdie profesie gesien? 1 Konings 11 vers 11. Daarom het die Here vir Salomo gesê, omdat dit so ver is met jou, dat jy my verbond en my insettinge wat ek jou beveel het, nie hou nie, sal ek verseker die koningskap van jou afskeer en dit aan jou dienaar gee. So nou staan sy seun voor die volk en hulle vra hom in 1 Konings 12 vers 4. Hierso is nou die volk wat vir hom vra, u vader het ons juk hard gemaak. Nou dalk het Salomo baie belasting gevra, oor dat hy so baie uitgawes en so baie vroue gehad het. En die volk vra verder, maak u dan nou die harde diens van die vader en sy swaar juk wat hy op ons opgelê het ligter, dan sal ons u dien. So Rehoboam het toe gesê hy sal daaroor dink en vir hulle antwoord gee oor 3 dae. So hy het toe raad gehou met sy pa se oudstes, maar het nie hulle advies gevolg nie, en hy het so in plaas daarvan het hy na sy jong vriende toe gegaan en vir hulle geluister, na jong mense wat nog geen ondervinding het nie, en hy antwoord die volk en sê, hy gaan 'n nog swaarder las op die volk sit, en toe daarna sien jy dat die volk het teen hom gedraai, en op so 'n manier het God tot vervulling gebring wat gespreek was deur die profeet Ahia, die volk gaan split en Jerobeam gaan koning word net oor 'n gedeelte, en dit sien ons in 1 Konings 12 vers 15, so hierso het ek dan nou weer die nommertjie 1 in groen, wat beteken dat hierdie spesifieke profesie dan tot vervulling gekom. Nou wat gebeur toe nou in die noorde gedeelte? 1 Konings 12 vers 20 sien ons, sodra die hele Israel gehoor het, dat Jerobeam terug was, het hulle hom na die vergadering laat roep, en hom oor die hele Israel koning gemaak. Niemand het die huis van Dawid gevolg nie, behalwe die stam van Juda alleen. So hier sien ons het nou offisieel in 2 gesplit, die noordelike gedeelte het nou vir Jerobeam gevolg, en die suidelike gedeelte het vir Rehoboam gevolg, Salomo se seun. So Rehoboam was sommer direk daarna oorlog voer teen Jerobeam, maar God het Semaja gestuur om vir hom te waarsku in 1 Konings 12 vers 24. Julle mag nie optrek en teen julle broers, die kinders van Israel, oorlog voer nie. Julle moet omdraai, want van my het hierdie saak gekom. Nou hier sien ons dat dinge werk nie so mooi uit vir Rehoboam nie, maar God waarsku hom en sê die volk wat gesplit het is deel van God se plan. Nou julle gaan eintlik nog later in die Bybel sien wat so 'n mooi spieelbeeld verteenwoordig die volk wat hierso in 2 gesplit het. Nou baie keer as dinge moeilik gaan in jou lewe, is daar 'n moontlikheid dat dit deel is van God se plan. Daarom wanneer jy bid, moet jy vra dat God se wil geskied.
Ons verstaan nie altyd waarom sekere dinge in ons lewens gebeur nie, maar God weet wat hy doen. Jy weet nooit of daar dalk 'n groot geestelike oorlog in jou toekoms is nie, maar God weet dit en hy is eintlik besig om jou dalk te train met jou huidige storm sodat jy gereed sal wees vir byvoorbeeld 'n groot storm wat op pad is. So ons kyk nou na die noorde. Die volk was verplig om 3 keer die jaar, so dis nou die hele volk Israel, was verplig om 3 keer die jaar met 3 verskillende feeste op te gaan na Jerusalem toe. Ek het daar so 'n rooi paaltjie ingesit om vir julle te wys waar is Jerusalem. En die 3 feeste was, onthou daar was 7 feeste, maar 3 van hulle moes hulle opgetrek het Jerusalem toe, met Passover, Feast of Weeks en Feast of Tabernacles. Nou en onthou, daar was 'n wet wat gesê het, as hulle in die land kom, mag hulle net 1 offerplek hê en dis Jerusalem. Nou Jerobeam was toe bang as sy volk oorgaan na Rehobeam se kant, onthou Rehobeam bly in Jerusalem, so wat ek hier so probeer sê met die name wat so dieselfde is, so die ou in die noorde is bang dat sy mense gaan dalk oorloop na die suide toe wanneer dit tyd is om hierdie feeste te vier. En op so 'n manier gaan hy dan dalk sy volk verloor. Daarom het hy toe plan gemaak. 1 Konings 12:28. Daarom het die koning 2 goue kalwers gemaak en aan hulle, sy volk, gesê: "Julle het lank genoeg opgegaan na Jerusalem. Hier is, o Israel, jou gode wat jou uit Egipte land laat optrek het." Hy het toe die 2 offerplekke opgestel in Bethel en in Dan. Ek het dit daar met swart pyltjies aangedui. En hy het sommer priesters aangestel uit enige stam uit. Onthou, volgens God moet dit Lewiete wees. So aan die regterkant het ek vir julle gewys waar die land in 2 gesplit het. Die rooi gedeelte is Jerusalem waar hulle moet offers bring, maar die koning van die noorde het toe sommer sy eie goue kalwe opgestel in Bethel en in Dan. Jy sien in 2 Kronieke 13:9 dat die priesterampt was sommer gekoop gewees. Elkeen wat kom met 'n jong bul en 7 ramme om hom te laat aanstel, die het priesters geword van die wat geen gode is nie. En 1 Konings 12:30 sê, en hierdie saak het tot sonde geword. Nou onthou, hierdie was die enigste feeste wat ingestel was volgens die wet van Moses. Onthou, as jy het al reeds na hierdie studie gekyk van die 7 feeste, daarso is 1 is Pascha, 2 is Feast of Unleavened Bread, 3 is die Feast of First Fruit, 4 is the Feast of Weeks, 5 is Rosh Hashanah, 6 is Feast of Atonement en 7 is Feast of Tabernacles. Maar Jerobeam, nou die noordelike koning, het sommer 'n nuwe fees ingestel, die 15de van die 8ste maand. Daar het ek die blou pyltjie ingesit. Jy kan sien daar is geen fees in die 8ste maand volgens God se kalender nie. Maar wat vir my eintlik nogal interessant is, julle kan maar hieroor nadink, ek gaan nou nie huidiglike studie daar doen nie, maar hierdie fees val presies op ons Halloween. So dit is bietjie om ietsie om na te dink dat die dag, of die tydperk waar die volk Israel in 2 gesplit het, en die nuwe koning in die noorde aangestel was, het hy 'n splinter nuwe fees uitgedink, sommer volgens sy eie reëls, en dit val presies in ons kalender gedurende Halloween. Nou as gevolg van hierdie sonde wat Jerobeam gedoen het, het God 'n man van God na hom gestuur met 'n woord aan die altaar. En hy sê vir die altaar, dat in die suide gaan 'n koning gebore word, Josia, en hy gaan die priesters wat hier werk, so die priesters wat nou nie veronderstel is om daar te werk nie, op die altaar slag, en dit staan in 1 Konings 13, dan het ek nou weer hierso nommer 2 in 'n blokkie, want dit is nou die tweede profesie in 1 Konings, wat ons dan gaan sien, wat heel later eers tot vervulling gaan kom. Julle sal sien, so ons is nou in die tyd van die eerste pyltjie Jerobeam, en hierdie profesie sê dat Josia in die suide gaan hierdie profesie tot vervulling bring. So is 'n hele klompie jare na die tyd. Nou as teken het die profeet gesê dat die altaar gaan breek en die as gaan uitval. So Jerobeam het sy hand uitgesteek en geroep dat die profeet gevang moet word. Maar Jerobeam se hand het styf geword, in Engels sê dit shriveled up. So Jerobeam het gesmeek vir genesing en die priester het op die einde genade gesmeek by God om Jerobeam se hand te genees. Nou hierdie profeet wat die woord aan Jerobeam gegee het, het 'n opdrag gekry van God dat hy mag glad nie eet of drink in hierdie plek nie. 'n Ander ou profeet gaan hom agterna en nooi hom toe vir ete. Nou oorspronklik wou die profeet nie, maar die ou profeet oortuig hom dat hy self is 'n profeet, en 'n engel het gesê dat dit is okay as hy by hom kom eet, maar jy sal sien in die Bybel sê dit dat hierdie ou profeet is eintlik besig om te lieg. Nou op die einde
het 'n leeu die eerste profeet doodgemaak op pad huis toe. Nou as jy die storie lees, klink dit eintlik onregverdig, want hy het op die woord van die ou profeet gegaan. Maar ek dink die les wat mens hieruit kan leer is, volg God se woord. Nêrens het hierdie spesifieke profeet na God gegaan en die nuwe woord gaan bevestig nie. Ook lees ons in Efesiërs 5:6, laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God. Nou daar is 'n klomp plekke in die Bybel waar God 'n valse berig gebruik om iemand te toets. Hy kyk of jy jou geloof in die woord van mens gaan sit en of jy jou geloof in die woord van God gaan sit. Nou wanneer jy 'n woord van 'n persoon ontvang, of dit nou 'n pastoor is of dit 'n priester is, gaan altyd terug na die woord van God vir bevestiging. En hierso het ons gesien dat hierdie spesifieke profeet het dit nie gedoen nie. Nou die waarskuwing van die profeet het geen verskil in Jerobeam se lewe gemaak nie. Hy het aanhou enige persoon aanstel as priester. 1 Konings 13:34 sê, en hierdeur was daar sonde vir die huis van Jerobeam. Nou Abia, dis nou Jerobeam se seun, het siek geword. En Jerobeam stuur toe sy vrou na Ahia in Silo. Nou Ahia is die profeet wat hom oorspronklik die woord gegee het dat hy gaan koning word. Onthou julle in die vorige lesies het in die tyd van Salomo het die profeet Ahia na Jerobeam toe gegaan en sy kleed in 12 stukkies geskeur. Nou, ek dink dat Jerobeam het seker vertroue en geloof in hierdie profeet, so hy stuur toe sy vrou soontoe om te vra oor tyding van sy seun. Nou, Abia het 'n baie sterk woord gehad toe nou vir Jerobeam. En hy sê, oordat Jerobeam gegote beelde gaan maak het, 14:10 sê, daarom bring ek onheil oor die huis van Jerobeam en sal van Jerobeam uitroei al wat manlik is, die honde en die voëls sal hulle opeet. So hier is 'n derde profesie. Nou die profeet sê, sodra die ma terugkom in die huis, nou onthou, hulle moes nou van die noord af oorgekom het na die suide toe. So hy sê, sodra jy terug is in jou huis, gaan jou kind oorlede wees, en dit is dan vervul in vers 17. Vers 15 sien ons, en die Here sal Israel slaan, en sal Israel uitruk uit hierdie goeie land, en hulle anderkant die Eufraat verstrooi. Ons gaan dit ook eers heel later in die storie sien, by die 22ste koning gebeur dit, nommer 4 is, kom profesie nommer 4 is tot vervulling. So ons sien dat Jerobeam was vir 22 jaar koning gewees oor die noorde, en sy seun Nadab het in sy plek koning geword. In Kronieke 13:20 sien jy ook dat Jerobeam was swaar getref deur die Here, sodat hy gesterf het. So ons kyk nou na 'n koning, na die koning in die suide. 2 Kronieke 11:5 sien jy hoe Rehoboam sy koninkryk opgebou het. Juda en Benjamin het aan hom behoort. So onthou ons het gesien dat toe die koninkryk gesplit het almal agter Jerobeam aangegaan, behalwe die Jode, Juda. Maar hierso sien ons nou dat op die einde het Benjamin ook aan die syde behoort. Vers 13, en ook die Lewiete, en die priesters en die Lewiete wat in die hele Israel was, onthou God se opdrag was dat die Lewiete reg oor Israel bly om die volk te leer. Vers 14 sê, die Lewiete het hulle weiveld en hulle besittings verlaat en na Juda en Jerusalem getrek. So wat hierdie stukkie sê is dat al die Lewiete wat in die noorde gebly het afgetrek na die suide toe, want Jerobeam en sy seuns het hulle verwerp, want onthou, hulle het sommer enigiemand aangestel as priester, as hulle die priesterampt gekoop het. Nou, Rehoboam, hierso staan, hy het pa geword van 28 seuns en 60 dogters, 1 Kronieke 11:23, en hy het verstandig gehandel en van al sy seuns versprei in al die streke van Juda en Benjamin. Vir 3 jaar lank het hulle gewandel in die weg van Dawid en Salomo. So onthou nou die koninkryk split, ons sien sommer dadelik dat die noordelike gedeelte doen dit heeltemal verkeerd. Nou die suidelike gedeelte, Salomo se seun, het net vir 3 jaar gedoen wat reg is, en toe het hy bietjie op die verkeerde pad gegaan. Ons lees in 1 Konings 12:1, Rehoboam het die wet van die Here verlaat en die hele Israel saam met hom. Dis hoekom julle sal sien dat die nommertjies wat ek bo en onder het, is die konings wat dan geregeer het in die noorde en die suide, en as dit rooi is, beteken dit hulle het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Groen is hulle het reg gedoen in die oë van die Here, en dan is daar van hulle wat so bietjie rooi, bietjie groen het, dis hulle wat dan of sleg begin het en goed geëindig het, of wat goed begin het en sleg geëindig het.
1 Konings 14 vers 25 sien ons dat die koning van Egipte het Jerusalem aangeval en hulle neem toe al die skatte van die huis van die Here. Hulle het ook die goue skilde van sy pa gemaak. Onthou ons het in vorige lesies gesien dat Salomo het soveel goud in sy lewe gehad dat hy het goue skilde gemaak, wat ons toe nou gedink het, dit is heeltemal onnodig, want goud is regtig nie 'n goeie metaal om te gebruik om 'n skild te maak nie. In Kronieke 12 vers 2 sien jy dat die Here het hierdie laat gebeur, Egipte die suide aanval, omdat Israel ontrou was teenoor die Here. Die Here het die profeet Semaja gestuur met 'n waarskuwing, en Rehoboam en die volk het hulle self verootmoedig, en God het hulle nie geheel en al vernietig nie. Vers 12, want daar was in Juda nog goeie dinge. 1 Konings 14 vers 22, en Juda het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, meer as al die dade van hulle vaders, en hulle het ook vir hulle hoogtes gebou en klippilare en heilige boomstamme op elke hoë heuwel en onder elke groen boom, en daar was ook skanseens, as jy gaan Google wat is dit, so dit was guys gewees in die land, en hulle het gehandel volgens al die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdrywe het. So Rehoboam was toe vir 17 jaar koning oor Juda gewees, en sy seun Abia het in sy plek koning geword. In 1 Konings 15 vers 6 sien ons, en daar was oorlog tussen Abia en Jerobeam al die dae van sy lewe. 2 Kronieke 13 vers 3, en Abia het 'n oorlog begin met 'n leer van dapper krygsmanne, 400,000, en Jerobeam se army was 800,000 gewees. Nou Abia klim toe op 'n berg en spreek die noorde aan. Hy raas met hulle oor dat hulle goue kalwers aanbid, priesters aanstel wat nie leviete is nie. Hoofstuk 13 vers 12 lees ons, kinders van Israel, voer tog nie oorlog teen die Here, die God van julle vaders nie, want julle sal nie voorspoedig wees nie. Jerobeam wou toe nou nie luister en hy het toe skelm 'n hinderlaag opgestel en Juda aangeval van die noorde en van die suide. Abia het God aangeroep en 500,000 van die noorde se manne het gesterf. Vers 18, en die kinders van Israel is in die tyd verneerder, so die noorde is verneder, maar die kinders van Juda het sterk geword, omdat hulle op die Here, die God van hulle vaders, gesteun het. Maar, 1 Konings 15 vers 3, en Abia het gewandel en al die sondes van sy vader, wat voor hom gedoen het, en sy hart was nie volkome met die Here sy God, soos die hart van sy vader Dawid nie. Vers 4, maar terwille van Dawid het die Here sy God vir hom 'n lamp in Jerusalem gegee, omdat Dawid gedoen het wat reg was in die oë van die Here. So julle sal sien dat in die suide is daar 'n hele klompie konings wat dit verkeerd gedoen het, maar God het beloof dat die koningskap sal vir ewig in Dawid se geslag bly. So Abia was toe 'n koning vir 3 jaar oor die suide gewees, en sy seun Asa het in sy plek koning geword. In Kronieke 14 vers 2, en Asa het gedoen wat goed en reg was in die oë van die Here sy God. Julle sal sien sy nommertjie is groen. Hy het die vreemde altare en die hoogtes verwyder en die klippilare stukkend gebreek en die heilige boomstamme omgekap en aan Juda gesê om die Here die God van hulle vaders te soek en om die wet en die gebod te doen. Ook het hy al die stede van Juda, die hoogtes en die sonpilare verwyder. Jy sien ook in 1 Konings 15 vers 12, hy het die skanseens uit die land laat wegtrek en al die drekgode verwyder wat sy vader gemaak het. Hy het self sy ma se afgodsvoorwerp omgekap en het gaan verbrand. En die koninkryk het gerus 10 jaar onder Asa. Nou wanneer ons lewens rustig is en die storms is stil, dan is dit tyd om te bou. Bou aan jou geestelike mens, bou aan jou drome, bou aan jou verhoudings. Ons is dan eintlik geneig om dan hierdie tyd lui te wees. Man sien hierso in Asa se lewe 2 Kronieke 14 vers 7. Ons het gesoek en hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig. Nou die Kusiete het toe oorlog teen Juda verklaar. Ek het hierso 'n prentjie ingesit van wie is die Kusiete. So hulle is aan die kant van Egipte, so aan die onderkant van Egipte. En hulle het opgedaag met 1 miljoen manne. Die Jode was 300,000 en dan die stam van Benjamin was 280,000. So hulle was so 600,000 teenoor 1 miljoen. Nou Asa het God aangeroep en vers 11 sien ons, niemand kan help, hierso sy gebed, hy sê, niemand kan help soos u tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here onse God, want op u steun ons en in u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Daar het soveel Kusiete geval daai dag, dat hulle nie kon herstel as 'n nasie nie. So julle sal sien, elke keer in die noorde wat hulle verkeerd gedoen het, is hulle die goue kalwe aanbid, en aan die suide, meeste van die kere as hulle in 'n moeilike situasie gekom het, het hulle God aangeroep.
Nou ons lees dat gedurende hierdie tyd in die wêreldgeskiedenis was daar onrus reg oor die hele aarde. 1 Kronieke 15 vers 5 sê, en in die tye was daar geen vrede vir wie uit en ingegaan het nie, maar groot beroering oor al die inwoners van die lande, en nasies het teen nasies en stad teen stad gebots, omdat God hulle deur allerhande nood en verwarring gebring het. Nou hier sien ons dat alles wat op die aarde gebeur is deel van God se plan. Soos ons ook nou in 'n baie onstabiele tyd lewe, dis deel van God se plan. Solank ons net onthou dat God sal altyd sy kinders beskerm in die middel van die onrus. Hy sal altyd voorsien. Dink byvoorbeeld aan die volk in die woestyn waar God vir hulle manna gestuur het. Dink aan Elia waar God kraaie gestuur het om vir hom kos te stuur in die middel van die droogte. Jy gaan nou wel nie soos 'n spur-menu kry nie, maar God sal seker maak jy lewe en kom lewendig aan die ander kant van die storm uit. Nou God sê toe vir Juda in die middel van hierdie wêreldstorms in 2 Kronieke 15 vers 7, wees julle dan sterk en laat julle hande slap hang nie, want daar is loon volgens julle werk. So moenie net agteroor sit nie, begin werk. Nou Asa het ook verder die verfoeisels verwyder uit die hele land en die altaar van die Here het hy herstel. Vers 13, en elkeen wat die Here, die God van Israel, nie soek nie, sou hy doodgemaak het. So Asa was baie gefokus geweest. En oordat Asa gedoen het wat reg was, vers 9, het uit Israel hulle in menigte in naam oorgeloop, wat hierdie versie sê dat die goeie mense in die noorde het oorgestap na die suide toe, oordat Asa so 'n goeie koning was. Nou as jy doen wat reg is, dan sal mense jou begin navolg. Die mense daar buite soek die waarheid. Wees die lig in 'n donker wêreld, net soos wat Asa was.